Aan U wat vir ewig koning is, kom toe al die eer en al die lof en al die aanbidding. Amen. Broer en suster, genade en vrede vir jou. Dit kom van God ons Vader wat U baie, baie lief het en Jesus Christus, ons Here. Ek is nog steeds besig met die reeks uit Timoteus. By die 4 volgende geleenthede gaan ek oor 4 verskillende terme preek wat vir Christus gebruik word. Paulus skryf hierdie briewe aan die einde van sy lewe. En in die 2 briewe gebruik hy tegniese woorde wat nie in ander briewe na vore kom. So ek gaan daai 4 tegniese woorde vat, dit vir jou oopbreek en dit met jou deel in die volgende 4 preke wat ek gaan preek. Die tegniese woord vandag is die woordjie messitheis. Word net in 1 Timoteus 2 gebruik. En daai woordjie beteken onderhandelaar, negotiator of bemiddelaar, onderhandelaar. Ek lees 1 Timoteus 2 vers 3. So is dit goed en aanneemlik vir God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered moet word en tot kennis van die waarheid moet kom. Daar is immers een God en daar is net een middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus, wat homself as losprys vir almal gegee het. Nou kyk nou baie mooi na die woorde. Daar is net een middelaar tussen God en mens, die mens Jesus Christus. So ons gaan klem lê op hierdie 2 kernbegrippe. Daar is net een middelaar en wat dit beteken. Dan hoekom sê Paulus die mens Jesus Christus. So dis die fokuspunte van vanoggend se preek. In die Romeinse ryk het jy verskillende amptenare gekry wat diens verrig het. Jy het senatore gekry, jy het bestuurders gekry, onderwysers, diplomate, afgesande, onderhandelaars en tussengangers. Om 'n baie goeie idee te kry van waarvan praat ons? Rolf Meyer is sopas aangestel as afgesand na Amerika. Die titel wat hy het is die van 'n diplomaat. So dis die tegniese titel. Die persoon wat daardie rol vervul is Rolf Meyer. So as ons dus praat van diplomaat, is dit 'n tegniese term. So het jy dus in die antieke tyd ook verskillende tegniese terme gekry, mense wat in die Romeinse ryk verskillende funksies verrig het. Een van daardie tegniese terms is die woordjie messitheis. 'n Messitheis is 'n negotiator en onderhandelaar. As jy vandag kyk na wat in Iran en Amerika aan die gang is daar die hele tyd tussengangers wat heen en weer beweeg. En daardie tussengangers is die Pakistanis. So al 2 partye, die Amerikaners en die Iranese, vertrou net Pakistan om die tussenganger te wees. So hulle die vertroue aan die een kant van die Amerikaners en aan die ander kant het hulle die vertroue van die Iranese. Maar tussen is hierdie mense wat hierdie werk moet doen, vermoedelik ongelooflik skillvol. Dit kan nie net gewone mense wees nie. Hulle moet spesifieke funksies hê, spesifieke bekwaamhede. En jy kan nie enige persoon vra om as tussenganger op te tree. Baie spesifieke funksie. 'n Messitheis is 'n persoon wat ooreenkomste tussen partye fasiliteer, konflikte oplos en gunstige voorwaardes verseker. Dis presies wat jy vandag kry in die Midde-Ooste. Die onderhandelaars moet ooreenkomste tussen partye fasiliteer. Die afgelope 24 uur is van die ooreenkomste reeds gebreek. Maar hierdie messitheis, die onderhandelaars, het ingegryp en gesê, julle mag nie die ooreenkomste wat bereik is verbreek. Ons dring daarop aan dat dit gehandhaaf word. Hulle moet oor die vermoë beskik om konflikte te kan oplos. As jy kyk na die konflik tussen Amerika en Iran, het die mense van die begin af gesê, hierdie 2 groepe gaan mekaar nie kry nie. Amerika het 15 voorwaardes gehad, Iran 10.
En toe die politieke mense praat oor hierdie twee stelle voorwaardes, het hulle gesê, as jy na die stelle voorwaardes kyk, is daar geen manier dat hulle mekaar gaan kry nie. So die Messiethuis moet oor die vermoë beskik om hierdie totaal twee teenlopende groepe uiteindelik by mekaar te kan uitbring. En dan moet daar gunstige voorwaardes verseker word. So dis baie nuuskierig, ek is baie nuuskierig om te sien wat in hierdie tyd gaan gebeur tussen Amerika en Iran, as dit gaan oor die funksie van die Messiethuis. So ek wil hier met jou kop so lank begin kry oor waar jy wil wees en waar jy nie wil wees nie. Jy wil nie vandag 'n Messiethuis wees nie. Dink maar net aan konflikte onder familielede wat mekaar nie kry nie. Dan kom jy as 'n derde party en jy dink jy is die derde party gaan hierdie konflik oplos. En weet jy wie sit met die modder in gesig op die einde van die dag? Jy. So ek het in my lewe besluit, ek gaan nie meer 'n Messiethuis wees nie. Ons het heeltemal te veel probeer om konflikte tussen mense op te los. En as jy nie daai skills het nie, moet jy wegbly, want jy sit uiteindelik met die modder in jou gesig. Watter tegnieke gebruik hulle? Hulle gebruik die tegnieke van om aktief te luister. 'n Messiethuis praat nie eerstens nie. Hy luister. Hy luister na die verskillende partye. Hy hoor wat sê Iran, hy hoor wat sê Hezbollah, hy hoor wat sê Netanyahu, en hy hoor wat sê Donald Trump. So die eerste vermoë wat hy het, is om aktief te kan luister. Saam met die aktiewe luister, moet daar duidelike doelwitstelling wees, om vertroue te bou, en wederwysige voordelige oplossings uit te vind. In ons teks is die vegtende partye die verlore gaande mensdom en God. Die kloof tussen die mens en God is onoorkomlik groot. Die Bybel beskryf die verhouding as vyandig gesind. As deel van hierdie verhouding rus God se toorn op die mensdom. Maar van die mensdom se kant af is hy ver verwyder van God. As jy kyk na die moderne mensdom, is hy besig met sy eie lewe, hy gaan sy eie gang en hy doen sy eie dinge. My een broer was 'n baie goeie driekamp atleet en op 'n stadium het hulle saam met 'n groep Australiese driekamp atlete geoefen by Tikkies. En so het hulle begin om oor God te praat. Toe sê die Australianers, "We are too busy to bother God." Ons is te besig om God te pla. Die kloof tussen God en mens is baie groot. Onoorkomlik. En in hierdie kloof gaan iemand moet inbeweeg. So kom ons kyk na die sakelys. Die sakelys is wat die partye op die tafel neersit. En in vanoggend se teks kom God van sy kant af. En hy sit sy sakelys op die tafel. Dis die wil van God dat alle mense gered moet word en tot kennis van die waarheid moet kom. As ons van God se kant aan die mensdom kyk, dan kan ons mekaar sê God is kwaad vir die mens. Ons kan vir mekaar sê God wil die mensdom straf. Ons kan vir mekaar sê dat God is bereid om die mensdom een kant toe te skuif. Ons kan vir mekaar sê God het die mens nie eintlik nodig nie. Maar dit is nie sy wil nie. In Genesis 1 het hy die mens geskep. Hy het die mens aan sy beeld geskep. En nadat God die skepping gesien het, toe sien hy wat geskep het. En dit was baie goed. In Genesis 1 en 2 word die skepping beskryf. En God het 'n volmaakte produk geskep. Hy was baie trots op hierdie produk gewees, dat hy sy seun uitgespreek het op hierdie produk. En so het hy vir die mens gesê, gaan leef in die paradys in Eden. Gaan onderwerp die aarde, heers daaroor.
En in Genesis 2 kry ons hierdie idilliese lewe van Adam en Eva en die skepping. En in die aandwyntjie wanneer dit skemer geword het God in die tuin gewandel en gemeenskap gehad met God. Hoe idillies kan hierdie prentjie nie wees nie? Die son sak, dit word skemer. Adam en Eva sit by die stroompie, omring deur diere wat rustig daar wy, en skielik word hulle bewus van 'n stille teenwoordigheid, die teenwoordigheid van God, wat die vrymoedigheid het om fellowship te hê met die produk wat hy geskep het, die mens. Hoe idillies. Die verhaal sou tragies verander, want in Genesis 3 kom daar 'n volgende rolspeler, die Satan. En hy verlei die mens tot die grootste revolusie wat jy ooit kon sien. Die eerste revolusie was in die hemel toe Satan in opstand teen God gekom het. Maar die tweede opstand en revolusie het in die tuin plaasgevind, waar die mense rug op God gedraai het. En toe God weer in die tuin kom wandel het, toe vra hy 'n vraag: Adam, waar is jy? Toe sê Adam, ek kruip weg. Hoekom kruip jy weg? Ek is kaal. Wie het vir jou gesê dat jy kaal is? Ons het van die vrug geëet. Hoekom het jy van die vrug geëet? Die vrou het my verlei. En so kom God en hy plaas sy vloek op Adam, die eerste mens. Daarna draai hy om na Eva. Dan vra hy vir Eva: hoekom het jy van die vrug geëet? Toe sê sy: die slang het my verlei. Toe plaas God 'n vloek op Eva. Hy het klaar alreeds in Genesis 2 vloek uitgespreek, Genesis 3, op die slang. Maar dan gebeur die ergste. God plaas 'n vloek op die skepping. Die skepping soos jy vandag sien, met sy mensdom, is totaal verwyder van God. Die skepping is besig om absoluut radikaal agteruit te gaan. So ook die mens. God kon die mens gelos het, maar dis nie sy wil nie. God kon die skepping gelos het, maar dis nie sy wil nie. Wat is God se wil? Die redding van die mensdom en die herstel van die planeet Aarde. So 3 klein punte. God begeer die redding van 'n verlore mensdom. Ek wil hier net kyk rondom jou. En wat jy gaan raak sien is stikkende mense. Verlore mense. Soos wat ek maar beweeg van A na B na C na D, en ek mense raak sien ek verlore mense raak. Ek en my vriende sal soms oor A, B of C of D praat, en dan sal die een persoon baie hartseer sê, net sê, weet jy wat, daai persoon is net 'n verlore siel. Jy kyk na eie familiekring, en wat sien jy raak? Verlore mense. Weet jy wat is 'n eindbestemming? En daai bestemming is op pad. Dis die hel. Dis 'n poel van vuur wat onuitbluslik brand. Ek wil hier met jou vir 'n oomblik in hierdie situasie indink. Dat jy vir die res van jou bestaan op 'n plek gaan wees wat bekend staan as die hel. Waar Satan en sy demone fees vier. Waar jou siel vir ewige pyn word en daar geen manier is dat daar 'n uitkomkans is nie. Dis die een plek waar jy nie wil wees nie. Dis die een plek wat jy nie wil hê dat die mense rondom jou moet wees nie. Die hel is 'n werklikheid wat op pad is. En verlore siele is op pad na die hel toe. Ons gaan na my preek, gaan ons bid, nie nou nie, na my preek. Daar gaan jy 'n paar name op jou persoonlike lysie sit.
En dan gaan jy begin bid vir mense wat die Here nie ken nie, wat verlore is. Die tweede wat God se wil is die woordjie genesing. So wat doen sonde? Sonde vernietig jou siege. Dit vernietig jou siel, dit maak jou stikkend. Ek het in my lewe baie keer by mense gaan sit wat aan een of ander vorm van verslawing skuldig was, net om te sien hoe dat daai vorm van verslawing daai mens totaal vernietig het. Sy siel is vernietig, sy brein is vernietig, sy gees is vernietig en sy liggaam is vernietig. 'n Absolute stikkende gebroke mens. Wat is God se wil? Nie net die redding van iemand nie, maar die genesing van stikkende mense. Dis een aktiwiteit waarby jy gaan begin betrokke raak. Wat jy nie net 'n mens gaan kyk wat 'n verlore mens is nie. As jy na hierdie mens kyk, kan sien jy voor jou 'n stikkende mens. En een van die woorde wat ons gebruik het vir die woordjie methuseis is die woordjie empatiese luister. Luister met empatie. Gaan sit soms by iemand, luister na sy storie en hoor wat hy jou vertel. Kom jy agter ergens waar in hierdie persoon se lewe het goed radikaal skeef geloop. Dis net 'n stikkende mens. Wat is God se wil? Een van die partye in hierdie onderhandelinge is die genesing van stikkende mense. Die derde aspek van God se wil wat hier na vore kom, is die woordjie kennis. Boeties en sissies, ons ken nie ons Bybel nie. Ons ken nie God nie. Iemand het die afgelope tyd van Ries gevra, hoekom preek hy erns nie die Bybel uit nie? Want hy verwys na psalms. Psalms is in die Bybel. Maar nou moet jy hoor, waar my en jou empatie moet inkom, en my en jou persoonlike gebrokenheid. Ons ken nie die Bybel nie. Op laerskool in die 1960er jare was ek verplig geweest om 'n Afrikaanse Bybel te koop, daar was godsdienstklasse. Op hoërskool was daar verpligte godsdienstklasse. Jy moet jou Bybel gehad het en in die klasse het jy jou Bybel leer ken. Dis in een van hierdie periodes wat ek die woordjie gehoor het. Paulus, Paulus, waarom vervolg jy my? Is dit hard vir jou om teen die prikkels te skop? Ek het geen idee gehad wat dit beteken. Maar ek het gehoor in die Bybelkunde klas op hoërskool Brits. Ek het na die tyd na 'n onderwyser toe gaan vir hom gevra, meneer, waar staan dit en wat beteken dit? Toe verduidelik hy my. In die era waarin ek en jy kom, spesifiek ek, was godsdienst verplig op skool. Dis nie meer verplig op skool nie. Die ouers moes daardie funksie oorgeneem het. Want daar's 'n generasie ouer wat dit ook nie doen nie. Ons ken nie vir God, Abba, Vader. Ons ken hom nie. Ons het teorieë oor hom, ons kan filosofeer oor hom, maar ons ken hom nie. God wil hê dat ons in 'n ongelooflike intieme verhouding met hom moet staan. Abba Vader. Genesis 2. Toe die son gesak het oor die paradys en Adam en Eva daar gaan sit het hulle bewus geword van die teenwoordigheid van Abba Vader en het 'n fellowship gehad. Die diepste behoefte van die mens om net eenkant te gaan sit, stil te word en bewus te word van 'n teenwoordigheid. Abba Vader. Die kennis van die waarheid. Paulus gebruik net 2 verse. Word hy teengesit in verse 5 en 6. En nou gaan ons kyk na baie kortliks na 4 geestelike waarhede. Daar is immers net een God en daar is net een middelaar tussen God en mens en die mense. Die mens Christus Jesus wat homself as 'n losprys vir almal gegee het. So die eerste groot waarheid is dat daar is net een God.
Dit gaan oor die beginsel dat daar net een God is. En dan is daar net een middelaar. Ek wil graag vir 'n oomblik praat dan net oor die een middelaar. Op die tweede punt. Die enigste tussenganger tussen God en mens is die mens Jesus Christus. Ons praat oor die beginsel van een mens. Deur een mens Adam het die sonde in die wêreld gekom en deur die sonde die wêreld. Gaan oor die beginsel van een mens. Die groot probleem wat ingekom het, was nie massa mense nie. Was een mens. Adam is die verteenwoordiger van die mensdom. En elke besluit wat Adam geneem het my en jou geraak. As ons vandag 'n vinger moet wys, gaan ons ongelukkig die vinger moet wys na Adam. Want die begin van alles gaan terug na Adam toe. Die besluit wat Adam in die paradys geneem het, die hele totale mensdom geraak. As Paulus oor hierdie beginsel praat hy nie oor Eva nie. Paulus sê dis Adam wat gesondig het. Dis Eva wat verlei is. As God dan uiteindelik met 'n plan moet kom om hierdie brug te oorbrug, gaan hy ook van een beginsel gebruik moet maak. Die beginsel van een mens. Deur een mens het die sonde in die wêreld gekom. Deur een mens gaan die sonde verwyder word. En daardie een mens is Jesus Christus. Ek en jy het verskillende prentjies in ons kop oor Christus. Baie praat oor sy godheid, baie praat oor allerlei verskillende begrippe. Wat Paulus hier baie duidelik teensit, is die woordjie een mens. God se plan vir hierdie wêreld is een mens, Jesus Christus. As ons dus praat oor die een mens, Jesus Christus, kom ons by waarheid 2, en die waarheid 2, daar's net een middelaar. Daar die een middelaar, Jesus Christus. Ek gaan klem lê op verskillende punte rondom die woordjie middelaar. Die klem op die woordjie een. Baie mense beskou die wet van Moses as 'n middelaar. Baie mense sê as ons die wette van Moses nakom, is dit die brug tussen God en mens. Baie mense wil vandag nog volgens daardie wet lewe. Ek kan nie volgens daardie wet lewe nie. Die wette van Moses kan nie 'n brug wees tussen God en mens nie. Een van die probleme wat ook in Timoteus se tyd na vore gekom het, was Joodse eetgewoontes en Joodse feesdae. Die Jode in daardie tyd het aangedring dat al die verskillende feesdae moet gehandhaaf word, want dis die brug na God toe. Vandag nog vier ons spesifieke feeste, want ons glo dis belangrik. As ons dit sou waag om van die feeste weg te vat, kan daar probleme kom. Want ons sien nog steeds die feeste as 'n brug tussen ons en God en mens. Die derde wat mense baie keer gebruik is tussengangers, is sakramente. As jy vandag in die Katolieke kerk is, word jy as 'n baba gedoop, want die doop verseker jou dat jy by Christus uitkom. Baie mense laat hulle groot doop, want hulle sê die doop is die tussenganger tussen God en mens. Die sakramente kan nie 'n tussenganger wees nie. Engele. Daar's baie mense wat praat van die engele en die engele wêreld. Dat die engele tussenganger tussen God en mens is. Engele kan nie 'n tussenganger wees nie. Mediums. Griekse gode. Ek wil vir 'n oomblik stil staan net by hierdie punt. Wie is jou tussenganger tussen God en mens? Daar's net een tussenganger. Die mens, Jesus Christus. Nie kerkbywoning nie. Nie Bybel lees nie. Nie sakramente nie. Geen aksie van jou kant is 'n tussenganger. Daar's een Messias. Een tussenganger. Jesus Christus. Hy verteenwoordig die mensdom en hy verteenwoordig God. Hy weet wat die van standaarde van God is, want God is heilig.
Daarom het hierdie Messias, die een mens Jesus Christus, volmaak sondeloos gelewe. Die ander kant van die Messias, hy het die sonde van die wêreld op hom geneem en het ons skuld gedra en het gesterwe. Hierdie een Messias, dit kom ons by die tweede by die volgende, die derde geestelike waarheid uit. Daar is net een losprys. Dit is baie interessant as jy nou dophou oor die gesprekke tussen Iran en Amerika. Word hier reeds gepraat oor skadevergoeding wat betaal moet word. En die bedrag wat genoem word is astronomies groot. Die vraag is, wie gaan dit betaal? Iran sê Amerika moet dit betaal, Amerika sê Iran moet dit betaal. Die ander lande in die Midde-Ooste sê, wel, iemand gaan die losprys vir die skadevergoeding moet betaal. So in hierdie hele gesprek wat hier plaasvind rondom die Messias, is daar 'n losprys betrokke. Die een losprys is die bloed van Jesus Christus. Julle weet tog dat julle nie met verganklike middele soos silwer of goud losgekoop is uit julle oorgeerfde sinlose bestaan nie. Inteendeel, julle is losgekoop met die kosbare bloed van Jesus Christus. Ek lê klem op die woordjie goud en silwer. Ek het nou die dag iemand gesien wat niks van niks weet. Hy daar by my kom sit, kom met Santanite, sy Engelsman, heeltemal te ryk. Hy het met my 'n gesprek getree, hy het 'n klompie onderhoude geskeduleer. Toe vra hy vir my, wat is jou fooi? Toe sê ek vir hom, die ewigheid kan nie gekoop word met goud of silwer. Jy moet hoor wat sê ek nou vir jou. Daar's kerke wat jy goud en silwer vat. Daar's 'n prys wat betaal moet word. Ek weet te veel van mense wat hulle geld gee op ander plekke, dalk met die wete dat dit 'n losprys is wat betaal kan word. Daar's net een losprys. Dis nie goud, dis nie silwer, dis nie rand, dis nie sente. As jy hoor dit gaan goed in gemeentes en hulle koppel dit aan rand en sent, moet jy begin bekommerd raak. Want die definisie van dit gaan goed in gemeentes moet geestelik gedefinieer word. En nie rand en sent. In Wonderpark lê die klem by die bloed van Jesus Christus. Natuurlik het ons rand en sent nodig. Maar ons sou 'n bediening kon begin wat fokus op rand en sent. Die geestelike waarhede waarmee Paulus werk is, daar's een God. Daar's een middelaar. Daar's een losprys. Jesus Christus. Binne die konteks van redding kom Paulus dan uiteindelik terug na sy appeal toe, dis van wat ons nou gaan bid. Paulus skryf, ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met smeking, voorbidding en danksegging gebid moet word vir alle mense. So Paulus kom dan praat hy, daar's een God, daar's een mens, daar's een middelaar. Dis God se wil dat mense gered moet word, dat stikkende lewens moet herstel en dat mense tot kennis van die waarheid moet kom. Dis die geestelike waarheid. Die appel van Paulus, ek dring daarop aan in die eerste plek dat daar vir alle mense gebid moet word. Beteken 3 dinge. 'n Hart vir mense wat verlore is, 'n passie vir stikkende en gebroke mense en 'n nuwe kwaliteit lewe. Ek kan vir jou geleentheid gee om stil te word voor die Here. Op jou lys waartoe jy jou commit nou. Kyk rondom jou na verlore mense. Begin om vir hulle te bid. Kyk rondom jou na stikkende mense. Begin om vir hulle te bid.
maar bid ook vir 'n kwaliteit lewe vir jouself. Want Paulus sê, bid ook vir jouself vir 'n rustige en 'n stil lewe. Kom ons praat met die Here. Daar is baie van julle wat in hierdie tyd uitgereik het na stikkende lewens. Ek wil vir jou komplimenteer en vir jou dankie sê, want jy het lewens verander. Ons weet vir wie ons praat. Ons weet wat jy gedoen het. Jy het reeds die satisfaksie van dat jy 'n veranderde lewe voor jou gesien plaasvind het. Daar's van julle wat alreeds die evangelie aan iemand verkondig het. Daai mense lewe het ook verander. Jy het geen idee wat jou impak is daar waar jy beweeg nie. Kyk na mense wat die Here nie ken nie. Kyk na stikkende lewens. God wil jou gebruik om daai mense se lewens te verander. Onthou, daar's net een God. Daar's net een middelaar, die mens Jesus Christus. Bernard, kom lei vir ons in gebed asseblief. Kom ons sluit die oë. Onse Here en Hemelse Vader, ons dankie dat ons kan weet, U is die ewige en die almagtige God, Here, en dat ons U kinders mag wees, deur Jesus Christus wat gekom het, die prys betaal het as 'n mens, dat hy die middelaar was, wat vrede gemaak het tussen God en ons. Hemelse Vader, ons wil so bid dat ons hierdie waarheid nie vir onsself sal hou nie. Hemelse Vader, dat daar waar ons leef, daar waar ons uitgaan, dat ons ook U lig sal laat skyn. Dat ander mense ook tot redding kan kom, soos wat U wil is, dat die mensdom nie verlore sal gaan nie. Hemelse Vader, ons wil bid vir elkeen soos ons hier is, dat U ons sal gebruik, en dit sal wees tot die eer en uitbreiding van U koninkryk. Ons bid dit veral vir ons gemeente, Here. U ken ons gemeente en ons wil bid dat U ons sal lei in die waarheid en dat ons 'n verskil sal maak daar waar Wonderpark leef in 'n wêreld wat U so nodig het. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Amen. Is
die liefde wat God ons Vader vir die mensdom het, en die genade van Jesus Christus wat as losprys in die kruis gesterf het, en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly elke dag met elkeen van u. Amen.